Hallo en baie welkom. Dankie dat jy vandag saam luister. Waar jy ook al hierdie boodskap kyk, in jou huis, in jou motor, laat in die aand, vroeg in die oggend, of dalk in 'n moeilike seisoen van jou lewe. Ek glo regtig dat God vandag met jou hart wil praat. Kom ons raak net eers saam stil, want vandag wil ek met julle praat oor die tema, wat maak 'n mens terwyl jy wag? So kom ons lees uit die skrif uit Handelinge 1 vers 6 tot 8. Toe hulle bymekaar was, vra hulle hom, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye en geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Tot sover. Wat maak 'n mens terwyl jy wag? Daar is maar min dinge moeiliker as wagtyd, nie waar nie? Nie noodwendig die krisis, daai groot krisis self nie, maar die wagtyd tussenin. Daardie wagtyd tussen gebed en antwoord, tussen trane en genesing, tussen verlies en vrede, tussen Here, waar is U? En nou verstaan ek. En dit is presies waar die disippels in Handelinge 1 was. Jesus het opgestaan uit die dood. Hy het vir 40 dae aan hulle verskyn. Hulle het saam met hom geëet, saam met hom gepraat, en nou gaan hy weg. Ek dink baie van hulle moes onseker gevoel het, want vir 3 jaar lank was Jesus fisies by hulle. As daar 'n storm was, Jesus was daar. As daar 'n probleem was, Jesus het geantwoord. As iemand siek was, Jesus het genees. En nou kyk hulle hoe hy hemel toe opvaar, en die eerste vraag wat hulle vra is eintlik, maar baie menslik. Here, gaan U nou alles herstel? Dis amper asof hulle vra, Here, gaan dinge nou uiteindelik beter word? En eerlikwaar, baie van ons vra dieselfde. Here, wanneer gaan hierdie swaar kry eindig? Wanneer gaan my lewe weer sin maak? Wanneer gaan ek weer vrede kry? Wanneer gaan U antwoord? Maar Jesus gee hulle nie 'n datum nie. Hy gee hulle 'n belofte. Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou dit is belangrik. Jesus sê nie, julle gaan al die antwoorde kry nie. Hy sê, julle gaan krag kry. Want soms verander God nie onmiddellik jou omstandighede nie, maar hy gee vir jou krag om daardeur te stap. En dalk moet iemand dit vandag hoor. Jy voel dalk moeg, uitgebrand, emosioneel leeg, geestelik stil, maar God het nooit bedoel dat jy alleen moet probeer sterk wees nie. Die Christelike lewe was nooit bedoel om sonder die Heilige Gees geleef te word nie. Hy is juis in ons. En om eerlik te wees, die wêreld trek ons aandag weg. Ons vlees beklei gedurig teen ons gees. Die wêreld hou ons so besig met soveel dinge. Ons kan ure praat oor nuus, mense, drama, politiek, geld, sosiale media, wat in ander mense se lewens aangaan. Ons vermy tot wat ons self voel, terwyl ons so erg voel. Maar minute met God voel dan lank, waar ons ure die ander kan doen. Wanneer het dit gebeur? Wanneer het die wêreldse dinge vir ons belangriker geword as die teenwoordigheid van God? Wanneer het ons meer nuuskierig geraak oor mense se stories as oor God se stem? Van dit waarin jy die meeste aandag gee, begin jou hart vorm. En dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het. En dis hoekom ons baie keer die vraag vra, hoekom moet ek nog wag? Want die Gees bring ons harte terug na Jesus, maar ons moet dan ons tyd spandeer met hom. Die Gees herinner ons wat regtig belangrik is, wat ewig is, wat lewe gee. En selfs in die wagtyd help hy ons.
En dan sê Jesus iets ongeloofliks mooi. Julle sal my getuies wees. Nie probeer harder nie, nie perfekte wees nie. Hy sê julle sal my getuies wees. So in daardie wagtyd het jy nou al begin leer dat jy is nie alleen nie. En al voel jy alleen, weet jy is nie al een nie, want die Gees is in jou, met jou, om jou. 'n Getuie vertel net wat hy gesien het, maar selfs wat hy gevoel het. Jy hoef nie alles te verstaan om oor Jesus te praat nie. Jy hoef net eerlik te wees oor wat God in jou lewe doen. Kyk waar was jy al, waar jy gedink het, jy sal nooit deur sekere omstandighede gekom het nie. Kyk waar is jy nou. Miskien is jou getuienis eenvoudig. God het my deurgedra. Ek het vrede gekry. Ek was stikkend en Jesus het my opgetel. En weet jy, daardie soort getuienis raak mense dieper as wat jy besef. En dan kan die wagtyd eintlik nie so lank voel nie. Want dieselfde Jesus is nog steeds saam met ons. Want toe Jesus hemel toe opvaar, staan die disippels en kyk, en die engele sê, hierdie selfde Jesus sal weer kom. Daardie woorde is so vol hoop. Dieselfde Jesus wat kinders lief gehad het, wat mense vergewe het, wat storms stil gemaak het, wat gehuil het saam met mense, wat wonde aangeraak het. Dieselfde Jesus kom weer. Maar hy het ons nog steeds nie alleen gelos nie, want hy het vir ons die Heilige Gees gegee. Jy is nie alleen nie. God het jou nie vergeet nie. Selfs in wagtyd werk hy steeds. So, kom ek sluit af. Miskien is jy vandag in 'n wagtyd. Moenie dink wagtyd beteken God is stil nie. In wagtyd bou God geloof. Leer hy vertroue. Genees hy harte. Maak hy mense gereed vir nuwe dinge. Hou aan bid. Hou aan glo. Hou aan vertrou. Want die Heilige Gees gee krag vir gewone mense. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons nooit alleen los nie. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het om ons te help, te lei en nuwe kragte dan te gee. Here, baie mense wat vandag luister is moeg. Party dra swaar laste, party wag vir antwoorde, party voel ver van U af. Here, maar vandag bid ons, kom ontmoet elke hart. Waar daar vrees is, bring vrede. Waar daar moedeloosheid is, liewe Heer, bring nuwe hoop. Waar die wêreld ons aandag steel, bring ons harte terug na U toe. Heilige Gees, vul ons opnuut. Gee ons krag om aan te hou, krag om te glo, krag om te leef soos kinders van God. En herinner ons vandag, dieselfde Jesus wat opgevaar het, is steeds met ons en hy kom weer. Dankie dat die Heilige Gees in ons is, met ons is. In Jesus se naam, amen. Dankie dat jy saam geluister het. Mag die Here jou seën en naby aan jou, aan hom hou. Tata.